Ons gaan vanmôre saam lees in Johannes 12. Terwyl die soontoe blaai, op 'n stadium kry ek 'n ding op die sosiale media met die tema, wie sou skool oorleef? En dan moet jy nou 'n sekere formaat volg en dan populeer hy nou die lysie van elkeen van die poste wat nou beskikbaar was in hierdie storie met die vraag, as dieselfde mense wat nou in jou lewe vandag beskikbaar is en betrokke is, in jou lewe was, wie sou skool oorleef? En ek dink so by myself, toe ek met dit so sit en dink, wie van ons vanmôre hier sou skoolhoof gewees het? Ek het 'n goeie idee, maar gaan ek sê nie. Wie sou die klasnar gewees het? Ek dink nie hy is vanoggend hier nie. Wie sou die hoofdirigent gewees het? Wie sou die rugbykaptein gewees het? Wie sou die populêre een gewees het? Wie sou die een wat eerste gebank het gewees het? Wie sou die nerd gewees het wat met die boek rondloop onder die arm? Wie sou die een gewees het wat eerste afgeskryf het? Wie sou die een gewees het wat vir almal hulle afskryfwerk gedoen het? Wie sou die een gewees het wat altyd 'n plan gemaak het? Wie sou die een gewees het wat die spokesperson vir die klas was? Wie sou die een wees wat eerste geskort sou word? Wie sou die wiskundeonderwyser wees? Wie sou die Afrikaans onderwyser wees? Hy is ook nie vandag hier nie. Wie sou die skoonheidsprinses gewees het? Nou in die vroeë jare was dit maklik om dit te bepaal. Vandag is dit bietjie moeilik want jy weet nie watter kant toe dit mag wees nie. Die skoonheidsprinses kan enige kant toe gaan. Wie sou die hokkiekaptein gewees het? Wie sou die klasboelie gewees het? Wie sou die een gewees het wat broodjies vir almal gebring het? Ek het 'n paar vrouens wat ek 'n goeie idee het. Ek dink dit mag dalk hulle wees. Ek sien hulle Sondag aan dan bring hulle broodjies vir almal. Wie sou die een gewees het wat weekliks by detensie gesit het? Ek dink ek ken hom ook. Wie sou die hoofseun en hoofdogter gewees het? Wie sou skoor gesoek het met almal? Ek wonder nogal, as mense so deur daai lysie gaan, wie van ons sou skool oorleef het as Wonderboom gemeente die skool was? Maar wat 'n wonderlike voorreg as 'n mens dink daaraan dat ons almal is maar dieselfde mense. Dis ander name en ander gesigte. Maar ons is dieselfde mense wat 20 en 40 en 2000 jaar terug daar was. So kom ons lees saam in Johannes 12, vanaf vers 12. Hy sê die woord, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogters van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. Dit het sy disippels egter nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval, dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Ek lees uit die woord van die Here en mag hy hierdie woord vir ons lewendig maak. Vers 12 praat van hierdie groot menigte feesgangers. In vers 19, die weergedeelte, praat hy nou van die Fariseërs wat sê, kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. En daarom wil ek met u praat oor die onderwerp van dieselfde mense. Dieselfde mense wat deel is van hierdie groot menigte feesgangers. Dieselfde mense wat ons die vraag sou vra, wie is hierdie mense? En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons, dis dieselfde mense wat van Jesus gehoor het. Dis dieselfde mense wat palmtakke geneem het, uitgegaan het na buite om Jesus te ontvang. Hulle het hom tegemoet gegaan, hulle het hom toegeroep. Dis dieselfde mense, vers 16, wat nie alles mooi verstaan het nie. Dis dieselfde mense wat goed gesê het, wat hulle dalk nie moes gesê het nie, soos, sien julle dat ons niks vordering maak nie? En kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Dis dieselfde mense
wat ook vandag hier in die kerk sit. Wat ook op pad is soos by hierdie gebeurtenis toe Jesus in Jerusalem instap, 'n paar dae voor die kruisiging, is ons nou vandag 'n paar dae voor die groot gebeurtenis van die Paasnaweek, van die groot feestyd, en dit is die feestyd van Christus. Prediker 1 vers 9 sê, wat gewees het, dit sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. Ook so in die komende fees. Ook so in die volgende paar dae, wat vir jou en vir my voorlê, en dieselfde mense wat hier voor ons is, en dieselfde mense wat saam met ons is ook dieselfde mense wat daar in daardie feestyd was. Ja, is 'n ander naam en 'n ander gesig, maar is dieselfde dinge. So wat as die verhaal vandag geskryf sou word? As die verhaal sou gebeur en dit moes vandag gebeur en dit is vandag 2000 jaar gelede, maar ons was daar gewees, ons was die mense wat rondom die kruis was, wie sou wat 'n rol gespeel het? So vanmôre sit ons hier in die kerk, en ons is hier dieselfde mense, wat rondom sy kruisiging is vandag, wat deel in die fees van die Here Jesus, wat deel het aan die kruis van die Here Jesus. En selfs mense, soos ek en jy vandag kan deel hê daaraan. So kom ons kyk, baie vinnig en baie eenvoudig, wat die Here op die hart gelê het, want ergens tussen ons, sit daar miskien vanmôre 'n Petrus, en 'n Johannes en 'n Maria. Ons is daar dieselfde mense. En ons moet onsself identifiseer, waar ons inpas. Wie is ek as dit vandag 2000 jaar terug sou wees? En ek sou daar wees, watter deel sou ek hê aan die kruis? Daar sommige van die mense, wat vir die eerste maal daar was by daardie fees, soos wat daar mense wat vanmôre vir die eerste maal hier is. Daar's mense wat daar was soveel keer van tevore, wat soos vanmôre ook soveel keer van tevore alreeds hier was. Maar almal bly dieselfde mens. So kom ons kyk wat sê hy vir ons in vers 13. In vers 13 sê hy hierdie woord, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, het hulle palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Dit was dieselfde mense wat Jesus besing het. Dit was dieselfde mense wat hierdie gebruiklikheid gehad het, saam met die hoofpriester wat mos nou sou kom, wanneer daardie tyd van die fees aanbreek, en hulle vir die hoofpriester sê, dis nou tyd wat aanbreek, hy sou uit die stad uitgaan, hy sou 'n lammetjie gaan haal, hy sou terugkom in die stad en in daardie oomblik wanneer hy terugkom, dan sou hierdie mense van die stad almal saam begin het om hom toe te sing. Dieselfde mense wat 'n paar dae voor die kruis vir Jesus gesing het, sit ook vandag hier en daarom het ons vanmôre so lekker saam gesing vir die eer van die Here. Ons deel in die loflied vir die Here. Ons deel dalk selfs in die palmtakke om iets te wil doen vir die Here. Ons deel dalk self saam in die feeste, in die kultuur van wat die Christendom doen wanneer dit gebeur. Ja, ons is dalk deel van die serenade van die koning van die konings. Ons is dalk deel van die lekker deel van aanbidding. Maar ons het dalk nog nooit die intensie gehad om regtig gehoorsaam te wees. Ons het dalk lekker saam gesing, maar nooit die intensie gehad om regtig ernstig getrou te wees tot die dood toe nie. Ons het dalk nooit die intensie gehad om te soek met ons hele wese. Ja, lekker saam gesing. Ja, lekker saam geloof en prys. Lekker saam gesing vir hom wat kom in die naam van die Here. En dit is hierdie mense wat hom so besing het, wat ook daar was by sy kruisiging. Van hierdie mense het lekker saam gesing, want hierdie lam wat nou moet inkom, moet vir ons geslag word, sodat ons vry kan wees, sodat ons sonde vir 'n oomblik, net een enkele oomblik weg kan wees. Maar daar was geen berou gewees vir hulle sonde nie. Daar was geen belydenis vir hulle sonde nie. Daar was geen wegdraai van die wêreld nie. Nie, hierdie mense het lekker saam gesing, maar nooit weggedraai van die wêreld nie. Lekker saam gesing, lekker saam gefees, lekker saam gekamp. So naby aan God, so ver van verlossing.
Jy sien hierdie lied wat jy mag sing is nie die belangrikste lied wat jy mag sing nie. Maar is daar die lied wat jy leef, wat meer belangrik is as die lied wat jy maar net sing. Want wat jy sing en wat jy leef moet een wees. En as jou lewe nie 'n loflied voor die Here is nie, dan maak jou lippe 'n klinkende metaal en 'n lydende simbal se geluid. Wat sing ons in die feestyd wat vir ons voorlê? Is dit die lied van verwyd oor die tyd waarin ons leef? Is dit die lied van veragting oor die mense saam met wie ons leef? Is dit die lied van bitterheid oor wat alles verkeerd is in die wêreld waarin ons leef? Is dit daar die lied van moedeloosheid, want hoe gaan ons kop bo water hou? Ons kom hier in die pylvak van die fees, van alle feeste, en so maklik kan ons lied, soos Guy Korst in die lied van die lewe wees. En dan sê ons mekaar, sing saam met my die lied van die lewe. Sing saam met jonk en oud. Ons kan dalk die lied sing van selfbejammering. Ons kan dalk die lied sing van selfgeregtigheid. Ons kan dalk die lied sing van I did it my way. Ons kan dalk die lied sing van Can't touch this. Do. Wat is die lied wat ek en jy vandag sing? As jou hart nie vandag die lied is wat jy voor God bring nie, dan gaan jy te vergeefs in hierdie fees ingaan. Daarom moet ons onsself voorberei dat die lied van my lewe en die lied van my hart een lied sal wees vir die lof en die eer van die Here. Anders is ek maar net dieselfde. Nee, ek is daar vir die fees en ek is daar vir die aanbidding en ek is daar vir die kamp, maar ek is nie daar vir die koning nie. Waarom sê ek dit? Want hierdie mense het nie eens besef en nie eens vir een enkele oomblik gedink dat hierdie persoon wie hulle toesing gaan die sonde van die wêreld wegneem nie. Hulle het saam gesing, maar hulle het die groot geleentheid gemis. En so kan ons saam deel in die lied van die lewe. Ons kan self saam sing aan die lied van die Here. Maar as my hart nie ingestel is om dit so te leef nie, dan is ons maar net dieselfde mense as 2000 jaar gelede. Dieselfde mense wat saam gesing het in daardie dag, sit dalk vanmôre ook hierso. Ja, ons sing saam. Ons is deel van die serenade. Ons is deel van die lekker. Ons is deel van die aanbidding. Maar waar is ons getrouheid? Waar is ons toewyding en ons oorgawe? Waar is ons gehoorsaamheid, ons ingesteldheid? Waar is ons soeke na die ware Messias? Ja, ons wil lekker saam sing baie maal, want wat kan ek daar uit kry? Maar waar is die berou? Waar is die belydenis? Waar is die bekering? So naby aan God, dat jy week op week binne in die kerk kan sit, maar so ver van waar God jou wil hê, omdat jy nie doen wat in getrouheid gedoen moet word nie. Dieselfde mense wat lekker saam sing, maar voortploeter binne in Jerusalem. Is dit dalk ek en jy? Is dit dalk die fout van ons lewe wat ons kan maak, om te dink ons kan saam sing en deel in die lekker, sonder die prys wat betaal moes word? Ons gaan verder. In ons geleesde gedeelte sien ons, in vers 13 sê hy, hulle het uitgegaan hom tegemoet, en hulle het hom toegeroep. Want hierdie mense was dieselfde mense 2000 jaar gelede, wat opgewonde was oor hierdie feesnaweek. En as ek nou dink aan, dan ons almal hierdie opgewondenheid, daar's 'n lang naweek op pad, julle. Daar's 'n lekker tydjie van ontspanning en van rus op pad. Daar's 'n opgewondenheid vir al die mooi wat mag kom. Hulle was opgewonde oor die fees, soveel so dat hulle van oor die hele wêreld gekom het vir hierdie geleentheid. Almal het gekom na hierdie plek toe om te deel in hierdie groot gebeurtenis. Hulle het die fees verwelkom, maar die Messias gemis. 'n Paar dae voor die fees reeds, was hulle al reeds daar gewees, want is eers 'n week van daar wat die fees is, maar hierdie mense is al reeds daar, want so sien hulle uit, met opgewondenheid na die fees. Hulle was meer opgewonde oor die fees as oor die rede vir die fees. Hulle was opgewonde vir al die verkeerde redes. Hulle was opgewonde om te deel in die rituele
en die kultuur. Hulle was opgewonde om te deel in die lekker. Waaroor is ek en jy vandag opgewonde? As ons in hierdie pylvak van 'n week in beweeg, wanneer dit die koms is van die seun van die mens, om sy lewe vir ons te kom neerlê. Die hoogtepunt in die wêreld se geskiedenis, wat 2000 jaar later gelede afgespeel het, dit vier ons in hierdie volgende paar dae, en ons kan opgewonde wees oor alles, behalwe dit wat saak maak. Het jy al opgelet hoe waar dit vandag nog is, vriende, hoe mense opgewonde raak vir die verkeerde redes? Baie mense is vandag meer opgewonde oor die lang naweek, meer opgewonde oor die kampnaweek, meer opgewonde oor die lekker van die naweek en die kultuur van die naweek, baie meer as oor die prys wat betaal is vir jou en vir my. Hierdie naweek is tog die naweek toe die mens gesê het, ons stel nie belang in God se offer nie. En die mens het God doodgemaak. Dis die naweek wat op pad is. Dis toe nie net 'n lang naweek nie. Dis eintlik 'n verskriklike naweek. Tog, dank ons die Here vir sy genade. Want in hierdie selfde komende naweek wat ons dit kan vier, het ons hierdie wonderlike belewenis, dis ook die naweek van sy opstanding, dis ook die naweek toe hy vir ons die prys ten volle kom betaal het, en ons ten volle kom vrymaak het. Dis die wonder, dis waaroor ons opgewonde moet wees. Is ons vandag opgewonde, soos daardie mense van daardie tyd, vir alles behalwe die regte rede. Ons moet opgewonde raak oor dit wat saak maak. Maar baie keer raak ons opgewonde oor die duitjies en die daadjies. Ons raak opgewonde oor die braaivleisvuur en die vriende wat kom kuier. Ons raak opgewonde oor die lekker dele van die naweek, maar dit wat regtig saak maak, dis nie waaroor ons opgewonde is nie. Ons is opgewonde oor die getaway. Ons is opgewonde oor die stil oomblik, maar ons is nie opgewonde oor die hoogtepunt in die wêreld se geskiedenis nie. Toe God die prys vir ons betaal het nie. Wat gaan jy doen in hierdie week, in hierdie fees wat voorlê, om jou opgewondenheid te wys voor die troon van die hemel? Dit tref my so. Ons kan so opgewonde wees oor al die ander dinge. Dit gaan vreeslik soms. Ek kry op 'n stadium 'n vrou, sy kom lewer 'n getuienis. En sy praat en sy sê, sy was 'n moslem wat tot bekering gekom het en die Christelike geloof aangeneem het. Sy sê, en toe kom sy die eerste Saterdag nooi haar hier in Pretoria na Loftus toe. En sy kom by Loftus en sy sê, die ouens daar soos krokodille, hulle monde so groot oop. En hulle gil en hulle skree. Hulle het hoetjies met horings op, hulle het allerlei interessanthede. En toe sy Sondag in die kerk instap, toe lyk dit of die mense mors dood is. Toe sê sy, hoe kan die mense meer opgewonde word oor die rugby as oor die Here? Ons moet opgewonde wees vir al die regte redes. En ons moet nie opgewonde raak oor die dingetjies van hierdie lewe nie. Want vriende, dit mag ons dalk kos dat ons nie gereed is op die oomblik wat dit saak maak nie. In Johannes 19 vers 6 sê die woord van die Here, en toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. In vers 14 en vers 17 sê, en dit was die voorbereiding vir die Pasga, en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Dit sê die wêreld vir die kerk, dit sê die wêreld vir die volk van die Here, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem hom weg, kruisig hom. En dis dieselfde mense, kerkmense, wat uitgeroep het, kruisig hom. Die wie veronderstel was om die kerk te verteenwoordig, hulle het geroep, kruisig hom. Die wat wel daardie roeping gehad het, om sy heerlikheid aan die wêreld uit te leef, dis hulle wat juis gekom het, en geroep het, kruisig hom. Die wat die wet geroep het, is dieselfdes wat roep, kruisig hom. Dis die wat die fariseërs was, wat die mooi gebedjies gebid het, wat die mooi woordjies gehad het, wat baie edel gelyk het, maar hulle roep, kruisig hom. Die wie godsdienstig moes wees, roep, kruisig hom, terwyl die wêreld geen skuld in hom vind nie. Waarseer is dit, vriende? Dis nie verstommend as 'n mens dink daaraan nie. Dis nie die Romeine wat hom wou kruisig nie.
Dis nie net die Jode wat hom wou kruisig nie, dis die tempelwagters wat hom wou kruisig. So kom ons toets onsself. Nee, dominee, ek roep nie sulke goed uit nie. Wel, wat roep jou lewe? Roep jou lewe wettisisme uit? Roep jou lewe 'n lys van do's en don'ts uit? Roep jou lewe baie godsdiens uit, maar min lewe uit? En dieselfde mense wat eendag opgewonde was toe hy in die stad ingekom het, staan nou en hulle roep kruisig hom. Dieselfde mense wat gewillig was om feeskultuur te kan laat voortleef, roep nou kruisig hom. Hulle was bereid om die fees te laat gaan, maar kruisig hom. Hulle was bereid om al die potensiaal van die fees te laat gaan. Hulle roep net kruisig hom. Want Jesus was vir hulle te duur prys. Jy sien, want dit wat Jesus kom doen, het al hulle werk een kant geskuif. Dis nou amper dieselfde soos wat baie van ons mense vandag voel. Ons kyk na AI. En as ons kyk na artificial intelligence, dan sê baie mense, nee, ons werke gaan die een na die ander werke gaan wegval. En ons is bekommerd, ons moet net nie op daardie punt kom nie. Wat gaan ek doen? Hierdie ouens het nou amper op daardie plek gekom wat hulle sê, maar hulle werke gaan daarmee heen wees. Hulle gaan nie meer kan offers bring nie, dan gaan nie meer tempelwerk nodig wees nie. Al die ander dinge vervolgens hulle raamwerk gaan weg wees. En nou wil hulle liewers Jesus keer as wat hulle hom wil toelaat om die wil van sy Vader te doen. Soms keer ons die fees. En deur ons leefstyl roep ons eintlik maar net uit kruisig hom. Hebreërs 9 vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en as die as van 'n vers wat 'n verontreinigde wat die onverontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig en dooie werke om die lewende God te dien. Hierdie mense het geweet, as hy hierdie werk gaan doen, dan gaan dit wat hulle doen en dit wat vir hulle belangrik is, gaan eenkant geskei word en hulle werk moet nie in gedrang wees nie, want hy bring 'n nuwe boodskap en die hele wêreld loop agter hom aan. Kruisig hom. As ons dalk vandag meer gepla oor jou en my pogings vir die tempel as van God om te kom werk in hierdie tempel. As ons vandag dalk meer gepla oor wie oorvat by my as wat ons God wil toelaat om in beheer te wees. Roep jou my lewe nie dalk vandag kruisig hom nie. Hebreërs 10 vers 4 sê, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik sonde wegneem. Al ons beste pogings kan nooit iets doen wat God kan beïndruk nie. En so maklik kan ons deur ons leefwyse sê, kruisig hom. Want al dink ons is baie braai. En al dink ons doen soveel, ons kan God nooit beïndruk nie. Wat roep jou in my lewe vandag? Nee, ek is kwaad vir die kerk. Dan kan jy maar net sowel roep kruisig hom. Nee, ek is kwaad vir wat aan die gang is. Nee, dan kan ons maar net sowel roep kruisig hom. Hierdie mense staan en kyk na die fontein van genade en hulle roep kruisig hom. Hierdie mense staan en kyk na strome van lewende water en hulle roep kruisig hom. Hierdie mense staar na die brood van die lewe en hulle roep kruisig hom. Dalk staar jy al vir jare, maar het nog nie op die plek gekom om te drink van daardie fontein nie. Dan roep jou lewe kruisig hom. Dalk staar jy vir jare, maar jy is nog nie gevoed deur die brood van die lewe nie. Dan roep jou lewe kruisig hom. Dieselfde mense was verbaas toe Jesus uit die dood het opgestaan het. Dieselfde mense het die oorwinning gemis, want hulle was nie daar gewees toe hy sonde oorwin het en toe hy opgestaan het uit die dood uit nie. En tot vandag struikel mense, val mense, sukkel mense om die oorwinning te leef, en eintlik roep ons lewe eenvoudig uit. Kruisig hom. Ek sien ook verder in Markus 11 vers 17. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak, en die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek, hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom. Hulle het 'n rede gesoek om Jesus dood te maak,
Want hulle was bang vir hom. Want hy het die sweep gevleg. En binne die tempel, die mense begin rondjaag. Oeg, julle, ek moet dit probeer, dit sal nag wees. Maar dieselfde mense, wat die tempel verontreinig het, 2000 jaar gelede, leef steeds vandag. Hierdie is nogal daar die moeilike onderwerp, mag ons nou handel dryf, of mag ons nou nie handel dryf van die Here nie, maar dis nou nie regtig die fokuspunt nie, dis maar net een aspek daarvan. Hierdie mense het die hoofdoel van tempel wees verander. Dit het meer begin oor die alternatiewe godsdiens, as wat het gegaan het oor die ware godsdiens. Dit het meer gegaan oor om heilige grond te ontheilig, as om te hou by dit wat reg en verkeerd is. Dit het gegaan oor 'n gemaklike godsdiens. Dit het gegaan oor 'n lekker godsdiens. Dit het gegaan oor 'n laer standaard in die geestelike lewe. Want wat gebeur het was, hierdie mense het nou in die portale van die tempel gestaan, en as jy nou van die huis af gekom het en jy het te besig gewees, of jy het nou nie een van jou offers gebring nie, dan was daar 'n opsie gewees om 'n goedkoper offertjie te kom kry reg by die voordeur, en dan stap jy nou deur en dan bring jy jou offertjie, want jy moes nou jou ding gedoen. Hulle het mense bemagtig, en mense mislei, en mense ondersteun, om 'n gemaklike, goedkoop godsdienst te beoefen. Want die prys van jou offer het nie meer saak gemaak vir hulle nie. En die reinheid van jou offer het nie meer saak gemaak vir hulle nie. En die oorsprong van jou offer, die paadjie wat jou offer geloop het nie meer saak gemaak nie. En deur dit was die tempel van God verontreinig gewees. Omdat hulle gebreklike offers gebring het voor die Here. Omdat hulle cheap offers gebring het voor die Here. Hoeveel keer bring ons cheap offers voor die Here, vriende? Hoeveel keer maak ons die fout? Om te dink, waar die offer vandaan kom, maak nie saak nie, en wat die offer is, maak nie saak nie, solank ek net ietsie doen, solank ek net ou ietsie gee. So is nie maar net besig om die tempel te verontreinig nie. Kyk wat sê Markus 11 vers 16, hy sê, hy, Jesus, het niemand meer toegelaat om enige voorwerp, kan ek dit weer lees? Enige voorwerp deur die tempel te dra nie. Nie hulle beersies nie, nie hulle handsakke nie, geen voorwerp wat daar binne gehoord het, was daar binne toegelaat gewees nie. Dit was vir my verstommend toe ek het sien, toe ek het opnuut besef, maar dis hoe ernstig het was, want as ons net die verkeerde gesindheid hier indra, verontreinig ons die tempel. As ons net die verkeerde agenda indra, dan verontreinig ons die tempel. Jy doen nie, ons doen nou nie sulke goeders nie. Wat se gesindheid het ons partykeer teenoor mekaar? Wat se motief het ons partykeer? Wat se bron, wat se agenda? Wat se lering het ons partykeer? Wat doen ek met die halwe, krom, skewe en gebreklike offers wat ek baie maal vir die Here wil bring? Is ons nie maar presies dieselfde as hierdie mense wat die tempel verontreinig het nie? Of mag die Here ons help? Dat ons baie mooi sal oorweeg en baie mooi sal dink. Dat ons nie daaraan sal skuldig wees nie. Ek lees verder in Markus 15 vers 43 en vers 47. Hy sê, ek het net 'n stukkie wat ek daarin geplaas het, ek lees die hele gedeelte. Hy sê, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het, en hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonder dat hy al dood was, en hy het die hoofman oor 100 geroep en vir hom gevra of hy al lank dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk, en hy het linne gekoop, en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol, en Maria Magdalena en Maria, die moeder van Joses, het gesien waar hy neergelê word. Ek sien hierso dieselfde mense wat die Here Jesus innig lief gehad het, 'n verstommende liefde wat hierdie Josef van Arimatea gehad het, soveel so, hy het sy lewe gewaag. Josef van Arimatea het sy hele pedigree gewaag, hy het sy hele beursie gewaag, hy het sy hele aftrede gewaag, 'n ryk en vermoënde man, kom en hy gaan staan voor die gereg, en hy waag sy lewe. Ek dink aan die prys.
Hy moes tevrede wees dat as dit om sy alles kos is, dit oké. Hy was bereid gewees om alles wat hy het te gaan spandeer aan een graf. Hy het gewaag vir Jesus. En dan is daar Maria Magdalena en Maria die moeder van Joses. Hierdie twee mense het Jesus so lief gehad, hulle het hom gevolg tot by sy graf. Hulle het hom gevolg om seker te maak dis waar hy is. Hulle het vasgehou aan sy woord, jy baie mooi onthou, dan onthou 'n paar dae later, dan is dit dieselfde vrouens wat by sy graf was, die oomblik toe Jesus opstaan. Waarom? Want hulle het geweet hy gaan dit doen. Hulle het 'n verwagting gehad, hulle het 'n passie gehad, hulle het 'n liefde gehad vir die liefling van die hemel. Vriende, dieselfde mense wat in daardie tyd hierdie innige liefde vir die Here Jesus gehad het, is ook in hierdie môre hierso. Met daardie deursettingsvermoë, met daardie dissipline om te waag en myself daarvoor te offer, om myself daarvoor uit te giet, daardie innige liefde. Ek sal hom volg tot binne in die graf. Johannes 21 vers 15 sê, en toe hulle daar klaar was met die môre ete, vra die Here Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy word gekonfronteer met hierdie vraag, hoe innig lief is jy vir my? En Petrus word bedroef. Wanneer laas het ons bedroef gehad? Wanneer laas het ons 'n traan in die oog gehad? Wanneer laas het ons 'n traan in die hart gehad oor ons liefde vir ons koning? Ons sal nie eens 'n traan waag nie. Wat staan dit om ons lewe te waag? Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. My liewe vriende, kan jy vandag deel in die tederlike, innige liefde vir die Here, soos 'n Petrus? Kan jy deel in daardie liefde dat jy sal waag, dat jy sal gee, dat jy sal doen, dat jy sal wees en self sal gaan tot by die graf, ter wille van ons meester? Maar dieselfde liefde van Petrus kan jy ook vandag lewe. En dieselfde liefde van Josef kan jy ook vandag lewe. En dieselfde liefde van Maria kan jy ook vandag lewe. Dit alles hang af van wat jy bereid is om te waag en hoe ver jy bereid is om te gaan. O vriende, Lukas 19 vers 44 sê, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Dit gaan oor die stad Jerusalem. En hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Dieselfde mense wat uitgeroep het, wat die koning van die konings geserenade het, dieselfde mense was nie opmerksaam toe God hulle besoek het nie. Dieselfde mense het gemis toe hulle die kans van hulle leeftyd gekry het. Lukas 19 vers 41 sê, en toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as julle tog maar geweet het. Ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. As vandag 'n traan in die hart van God dalk. As ons tog maar net geweet het. Daar's 'n traan in die hart van God oor dieselfde mense van 2000 jaar gelede. Daar's dalk 'n traan in die hart van God vanmôre oor mense soos ek en jy wat hierdie paadjie geloop het, deel het aan hierdie kruis. As jy tog maar net geweet het. So toets jouself. Weeg jouself. As daar vandag 'n vinger teen die muur moes kom skryf, wat sou die antwoord wees? Sou ons die toets kon deurstaan? Of sou ons maar net dieselfde gewees het? Mag die Here u help. Mag die Here u seën. Mag God u in hierdie feestyd besoek. Ons buig ons harte, kom ons bid saam. Wonderbare Here, ons aanbid U in hierdie môre vir die voorreg dat ons kan weet dat U U woord vir ons stuur, lewendig, kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard.
en bid ons U dat U deur U Gees die naprediker van U woord sal wees. Dat U in ons harte met ons sal kom praat, Here, of ons dieselfde mense is van 2000 jaar gelede. Ja, en Here, ons kan dalk dieselfde wees vandag en ons kan deur die fees gaan, maar help ons, Here, om nie aan die ander kant uit te kom dieselfde nie. Ons kom lê onsself voor U neer. Ons bid vir die oortuiging van U Gees. Wat 'n hoogtepunt vir 'n jaar, om Jesus te kan vier. Die prys wat U vir ons betaal het te kan vier, die offer wat U vir ons gebring het te kan vier, en te kan weet, Heer, terwyl die wêreld U doodgemaak het. U het opgestaan. U leef. En ons het deel aan U opstandingskrag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons staan en sing ons lied saam met diens mee af te sluit. Sy wonderlike vrede, soek vandag die Here. Kom dan weer, wanneer ons weer na die woord van die Here gaan luister. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. Tot hy ons kom haal.